Goeiemiddag en welkom by nog 'n video. Vandag kyk ons na aftrek deur die kolom metode te gebruik. Kom ons begin. Hier is 'n basiese minussom, 23 minus 12. Nou wanneer ons die kolom metode gebruik, is dit basies 'n paar goed wat ons moet in ag neem. Die eerste ding is, ons werk onder mekaar. Ons moet nog steeds weet van leen by mekaar. En dan moet ons dit netjies doen. En ons moet dit in die regte plekwaarde skryf. So onthou hierdie terme wanneer ons werk. So wanneer ons 'n minussom soos hierdie kry, skryf ons dit eers onder mekaar. 23 minus 12. Ons trek 'n lyn onder om te wys die verskil tussen ons antwoord en daar waar ons werk. Ons werk netjies. Ons maak seker ons skryf die plekwaardes onder mekaar, al die ene, al die tiene, daar is nie honderde nie, maar weet net, daar is baie keer 'n denkbeeldigheid vir alles ons moet oordra. So as jy jou plekwaarde het, baie mooi, dan mag jy begin uitwerk. Ons begin altyd aan die linkerkant, ons beweeg af, klaar uitgewerk het, gaan ons skuins op na die volgende plekwaarde. Baie keer het ons ietsie wat moet saamgaan, baie keer moet ons ietsie gaan haal. In hierdie geval, 3 minus 2, dit is 1, daar's niks wat oordra nie, so ons gaan oor na die volgende toe. 2 minus 1 is 1. So my antwoord is 11. As jy hom so uitgewerk het, baie mooi, jou antwoord is reg. Maak seker wanneer jy dit netjies skryf, daar's berekeninge wat die onderwyser na kan kyk en vir jou kan punte gee. Volgende som, bietjie moeiliker, 230 minus 148. Weereens, skryf hulle onder mekaar. 230 minus 148. Trek my lyn. Maak seker jy het jou plekwaardes reg, al die ene, tiene, honderde en baie keer kan daar 1000 wees. Hoe maak ek nou? Begin heel regs en ek begin bo en ek gaan af. 0 minus 8, kan ek dit doen? Nee. So ek moet gaan leen by my volgende plekwaarde. In hierdie geval, by die ene leen ek by die tiene. As ek enetjie leen, trek ek hom dood. Wat bly oor? 2. Daai enetjie skuif nou oor na my ene toe en daai 0 word nou 'n 10. So 10 minus 8 gee vir my 2. 2 wat oorbly, wil ek aftrek by die volgende een, by die 4. 2 minus 4, ek kan dit nie doen nie. So nou gaan ek weer gaan leen by die volgende een, by die honderde. So ek leen 1, dan bly daar 1 oor. En daai enetjie wat ek leen, gaan oor na die tiene toe. En dit verander my 2 nou na 'n 12 toe. 12 minus 4 kan ek doen, dan kry ek 8. Gaan ek op, 1 minus 1 is 0. Ek hoef nie daai 0 te skryf nie. Ek kan hom net so los. Dan bly ek oor met 82 en daar is my antwoord vir daardie som. Nou maak ons dit nog bietjie moeiliker. 3840 minus 728. Ek skryf hulle onder mekaar. Kyk of jy sien wat ek verkeerd doen. Ek het 'n fout gemaak. Wat is my fout? Jy is reg. Ek het nie die regte plekwaardes oor mekaar geskryf nie. Daar's my ene, tiene, honderde en duisende. Is daai 7 'n 1000? Nee. Hy is 'n honderde. Verkeerde plek geskryf. Die 2 is tiene en ek gaan skryf hom by honderde. En die 8 is ene. As ek 'n ding so skryf, dan gaan dit in die eksamen verkeerd of in die toets verkeerd gemerk word deur die onderwyser, want ek het nie die regte plekwaardes onder mekaar geskryf nie. Daarom is dit belangrik om seker te maak dat ek dit op die regte plekke skryf om my punte te kry. So wat doen ek? Ek vee uit en ek skryf dit oor. Die 7 onder die honderde, die 2 onder die tiene, die 8 onder die ene. Nou kan ek begin. Begin bo by die ene. 0 minus 8, ek kan dit nie doen nie. So ek gaan leen by die tiene enetjie. Dan bly daar 3 oor by die tiene. Daai 0 verander nou na 10 toe. 10 minus 8 gee vir my 2. Ek het niks wat ekstra is nie. So gaan na die volgende by tiene. 3 minus 2 kan ek doen. 3 minus 2 is 1.
8 minus 7 is 1. 3 minus 0 gee vir my 3. Daar is my antwoord vir my som. Jy kry jou punte vir jou berekeninge, as ook jou antwoord. Let op die volgende. In 'n toets gaan die volgende in ag geneem word. Bewyse, het jy berekeninge gewys onder mekaar geskryf? Het jy netjies gewerk? En as ek bedoel netjies, het jy die plekwaardes in ag geneem en onder mekaar geskryf. En dan laastens, is jou antwoord leesbaar en ook netjies geskryf. Wanneer jy die kolommetode gebruik, al die plekwaardes is onder mekaar, is die kans dat jy 'n fout kan maak baie min, behalwe as jy verkeerd leen of verkeerd oordra. Baie dankie dat jy geluister het, tot 'n volgende keer.